Bybel saam met my oopmaak by Lukas 24. En ons is al die voorloper vir hoe ons hier uitgekom het, is ons het baie gepraat oor gehoorsaamheid. Hoe belangrik het is om gehoorsaam te wees. As ons nie gehoorsaam is nie, is ons rebels, sê die Bybel. Dis ongehoorsaamheid is soos die sonde van waarsêery, heksery en dit het Saul sy troon gekos omdat hy ongehoorsaam was. En as jy sien wat gebeur met die eerste kerk, dan gaan jy sien dis wat hulle absoluut gedoen het. Hulle was 100% gehoorsaam aan wat Christus vir hulle gesê het. So ek gaan 'n stukkie vir jou lees, en as jy jou Bybel het, lekker saam met my blaai. Die van julle wat nie het nie, hulle gaan die skrifte sal hulle vir julle op die bord sit. Maar ek wil hê ons moet begin by waar Jesus begin het met sy laaste woorde aan sy volgelinge. Lukas 24 hiervan af vers van so vers 46 af. Hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan. En bekering en vernuwing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Net daai 2 stukkies weer vir jou lees. En so sê hy vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dood uit opstaan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En kyk, julle is die getuie van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet die stad in Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. So Jesus sê vir hulle, ek het gekom en gepreek dat ek moes ly en dat ek moes sterwe vir die vergifnis van sondes. Wat ek nou vir julle sê is, julle moet hierdie selfde boodskap moet julle nou verder vat. Julle moet nou gaan en julle moet oor vergifnis van sondes moet julle nou gaan preek. Julle moet gaan vertel dat God nie meer kwaad is vir julle nie, maar dat hy weer versoening wil werk met sy kinders, die wêreld wil terugversoen na hom toe. Nou kan julle saam met my blaai na Handelinge toe. En hier sien ons presies dis wat gebeur het. Ons het daai gedeelte gelees in Handelinge 2. Ons het gesien hoe die Heilige Gees uitgestort is. En terwyl die Heilige Gees uitgestort is en die mense in vreemde tale gepraat het, was daar die verskriklike verwarring gewees in die stad. Want almal wat in die stad was, het geweet hoe Jode veronderstel is om hulle te gedra. Wetsgehoorsame Jode. Hulle het geweet daar's 'n sekere manier hoe hulle moes optree, 'n sekere manier van praat. Hulle het baie sterk customs gehad, nê? Kulturele goeders wat hulle gedoen het. Hulle het baie sterk by dit gebly. En toe hulle sien hoe dat hierdie mense optree, hulle hoor hulle praat in ander tale, was hulle totaal en al verbaas gewees. En as julle dit kan onthou, was daar verskeie verwysings wat hulle gemaak het, of opinies wat hulle daaroor party was verwonderd, ander was verbaas, ander het nie geweet wat om van te maak, en een groep mense het gedink, maar hierdie ouens is almal dronk, want dit is net dronk mense wat so kan aangaan. So onder daai verskriklike verwarring, en die mense wat onseker is, staan Petrus op. Hy is nou vol van die Heilige Gees, nou staan hy op, nou wil hy verduidelik vir wat het julle nou net hier sien gebeur. En hy begin en hy lees die gedeelte van 'n profesie van Joël 2, wat 800 jaar voor dit uitgespreek is, wat gesê was dat in die laaste dae gaan ek my gees uitstort op alle mense. Hy sê gaan my gees uitstort op jong mense, ou mense, vrouens, kinders, en almal van hulle sal gesigte sien, hulle sal drome droom, en hy vertel vir hulle, dit wat julle nou daar gehoor profeteer het, is wat julle nou hier gaan begin sien. So hier word die kerk bekragtig, daai 120 gelowiges word bekragtig, nou verduidelik Petrus vir die duisende mense wat daar is, wat is dit wat hier voor julle oë gebeur?
En sy woorde aan hulle is 'n bekeringsboodskap. Met ander woorde, hy praat met hulle oor hoe Jesus moes ly, hy praat met hulle oor waartoe hy alles moes gaan, so hy gee vir hulle goeie verduideliking in 'n neutedop. En in dit vertel hy vir hulle dat hierdie Here Jesus Christus wat gesterf het, wat julle as die Jode doodgemaak het, omdat julle nie geglo het nie, daai Christus Jesus het opgestaan en hy lewe weer. En in hierdie boodskap gebeur daar iets met die mense wat na hom luister. En nou kan julle saam met my lees, hierso van vers 37 af. Nou sit die skare wat antwoord. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broers? Die vraag is, wat moet ons doen? Hoekom vra hulle die vraag? Want Petrus het nou net vir hulle verduidelik, dat julle almal is eintlik op pad hel toe. Julle almal is verlore in julle sondes. Julle almal het 'n redder nodig, en hierdie redder wat vir julle gekom het julle vermoor. Julle het hom doodgemaak. Maar daar's goeie nuus, hy het uit die dood uit opgestaan, en nou is ek hier om vir julle te sê, dat hierdie redder sy liefde en sy genade aan julle almal kom bewys het. Nou vra hulle, okay, maar wat moet ons doen? Hoe moet ons doen om gered te word? Wat moet ons doen om in sy koninkryk in te kom? Wat moet ons doen om van hierdie skuldlas ontslae te raak? En hy antwoord hulle, vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot die vergewing van julle sondes, en die gawe van die Heilige Gees sal julle ontvang. Want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, wat die Here ons God na hom toe sal roep. En dan met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. En die wat sy woorde met blydskap aangeneem is gedoop, en daar is op daardie dag omtrent 3000 siele toegebring. So hulle vra, wat moet ons doen? Wat moet ons doen om gered te word? Van wat? Van julle sonde. Nou, my idee is, met hierdie boodskappe wat ons praat en wat ons vir julle wil gee is, ek wil uit die veronderstelling uitgaan, dat die van julle wat voor my sit, dat julle dieselfde posisie is as hierdie ouens wat almal vir die eerste keer na Petrus se boodskap geluister het. Ons in die kerk maak die fout dat ons aanneem dat almal wat voor ons sit en in die banke sit, alreeds gered is. En ek dink omdat ons daai veronderstelling maak, vergeet ons om mense op daai plek te sit en hulle te konfronteer, nie omdat ons hulle sleg en skuldig wil laat voel nie, maar omdat mense by Christus Jesus kan uitkom, maar net op een manier. En ons het deur die jare in die kerk het ons mense sommer hier so by die kant deure laat inkom binne in God se koninkryk. En dis die pad wat ons wil stap is dat elkeen van ons moet weet, en jy wat hier sit vanoggend, moet sekerheid hê dat jy by die regte plek ingekom het in God se koninkryk. Janie gebruik altyd die term, hy sê jy kan hier so van die kant af insny, soos 'n taxi wat nie kan wag nie. Daar's 'n sekere manier, daar's 'n sekere orde van hoe dit plaasvind, van hoe redding werk. Redding kan jy nie oordra nie. It's not transferable. Julle gaan sien, ons gaan nou vandag obviously mense doop, en dis deel van die gesprek. Jy kan nie aanneem, net omdat jy in 'n Christelike huis groot geword het, dat jy gered is nie. Dat jou saak met Christus reg is nie. Dis so goed jy's in 'n garage gebore en jy neem aan jy's 'n Ferrari. Party van julle gedra julle soos wat julle ry. Of jy's in 'n bakkery gebore en jy neem aan jy's 'n brood. Ons lag daaroor, maar dis tog hoe ons redeneer. Want die veronderstelling is, en jy sal nou sê, Dion, maar klink dit vir my of jy nou baie karring aan sonde. Ja, ek doen. Want wat ek en jy nie verstaan nie, is presies hoekom Christus Jesus kom sterf het, is juis om ons uit daai sondige toestand uit te verwyder. Maar hoekom? Hoekom is sonde vir God so groot issue? Net omdat dit hom upset, net omdat jy hom kwaad maak, net omdat jy die verkeerde goeders doen wat hy nie like nie? Daar's 'n rede, ek en jy moet verstaan, hoekom hy sonde so haat. Blaai gou saam met my na Jesaja 59 toe.
As jy daai vir my op die bord kan kry. Jesaja 59. Ek moet nou net die regte versie gou daar kry. Vanaf vers 1. Hy sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar, sê so 'n bietjie maar julle ongeregtighede het 'n skynsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy julle nie kan hoor nie. Net so ver. Dis die uitwerking van sonde. Dit bring 'n skeiding tussen jou en tussen God. En dis wat ek en jy nie altyd verstaan nie, is dat hy's 'n liefdevolle Vader. En die woord wat hy gebruik in die Nuwe Testament, wanneer hy praat oor wat Jesus kom doen, dit is, hy gebruik 'n woord versoening. Versoening beteken, daar was 'n argument, daar was 'n bekleierery, ons is kwaad vir mekaar, nou is ons uit mekaar uit, nou sien ons mekaar nie, ons praat nie met mekaar nie, ons is verwyderd. Nou sê die skrywer in 1 Korintiërs 5 sê Paulus, hy sê dat Christus het gekom en hy het ons terugversoen na God toe. Waar sien ons die prentjie van hierdie ding? Ek het net al die storie gehoor van die verlore seun. Wie van julle het al daai ene gehoor? Die storie van die verlore seun is niks anders as wat ons lees in die Bybel van hierdie seun wat hardnekkig geraak het in die huis. Hy het sy stert in 'n krul geruk op 'n slag en vir sy pa gesê, ek is op, ek is klaar, hierdie ding van onder my dak, ek gaan nie meer nie, ek gaan my paai vat en ek gaan waai. Maar skus pa, net voordat ek waai, kan ek asseblief sommer die helfte van my erfporsie kry? Hoe verwaand en arrogant, né? En wat doen sy pa? Hy gee vir hom. En almal ken die storie. Hy vat sy goed en dan gaan hy. En hy gaan na 'n ver land toe. En soos 'n jong laaitjie wat nou 'n klomp geld het, nou sy lekker flashy. Koop vir al sy chommy drankies en is die een shooter na die ander ene en hulle het met hierdie ander tannies van die nag begin uithang en ek meen nou dis 'n lekker lewe. Nie worries nie, want ek het 'n bank vol geld. En die Bybel vertel die storie dat in daai plek waar hy was, het daar skielik groot droogte uitgebreek en skielik is daar moeilikheid en sy geld begin uithardloop en soos wat sy geld weggeraak, wat raak saam met dit weg? Al die pelle. En daar sit hy stoksiel alleen en hy land iewers by 'n boer op 'n plaas in 'n varkhok. En in hy varkhok sit hy daar en hy sê ek is so honger, ek sal tot van hierdie varke se pele eet as ek kan. En in daai kondisie van verlorendheid, in daai kondisie waar daar tussen hom wat sy pa was en tussen hom verwydering was, sit en verlang hy terug. En hy sit en dink, ja, my pa is eintlik 'n fantastiese mens. Hy sê, as ek terugdink na my pa, dan dink ek, weet jy, selfs my pa se diensknegte lewe beter as wat ek hier leef. My pa kyk so goed selfs na sy diensknegte. En hy sê, ek weet wat ek gaan doen is. Hy sê, ek gaan teruggaan na my pa toe, gaan ek vir hom sê, pa, ek is so jammer, ek het teenoor jou en teenoor die hemel gesondig, asseblief, stel my net aan hier as een van jou diensknegte, want ek weet, dan gaan dit ten minste ook goed gaan met my. En die ding wat sy hart gedraai het, die ding wat hom die moed gegee het om terug te gaan, is omdat hy geweet het wat se tipe man sy pa was. Hy het geweet hoe liefdevol sy pa was. Hy het geweet hoe sy pa omgee, selfs vir sy diensknegte. En dit beweeg hom. En ons almal ken die storie van hy gaan terug huis toe. Maar die ding wat vir my die cherry op die koek is van hierdie storie, is nie die feit dat die seun alleen teruggekom het huis toe nie, dis dat hy pa elke dag op die stoep gesit en wag het vir daai laaitjie van hom om terug te kom huis toe.
Daai storie van sy pa kon nie wag dat daar tussen hom en my weer versoening gaan plaasvind nie. Dat my seun weer by my gaan wees nie. Ek gaan hom kan vashou in my arms. Ek gaan hom kan soen, ek gaan hom kan druk, maar meer as alles gaan ek vir hom kan sê, seun, ek is nie kwaad vir jou nie. Moenie laat die vyand vir jou lieg of vir jou sê daai geld wat jy by my gevat het, dat jy 'n loser is, dat jy 'n slegte seun was, dat ek teleurgesteld is in jou nie. Hy sê nie, inteendeel. Hy sê ouens gaan berei voor daai vetgemaakte kalf. Daai kalf het die pa lankal begin voorberei, want hy het geweet daar gaan 'n dag wees waar hy seun gaan terugkom huis toe, en dan wil hy reg wees, dan wil hy party hou, dan wil hy sê, hey, my seun was verlore, maar hy's terug, halleluja, ouens, kom kuier saam met my, ek is bly, ek is bly, ek is bly, hy's terug by die huis, halleluja. Dis die prentjie wat hy van sy pa gehad het. En toe hy aankom, toe gebeur dit wragtig so. Sy pa sê vir hom, kom trek hy ou vrot vark belope modder en gemors stink van klere van jou uit. Kom, ek het vir jou 'n nuwe kleed. Trek vir jou splinter nuwe kleed aan. Hy sê vir my pote van jou so vuil is, hy nails, die gif en die toe jam, maar alles. Kom maak skoon, kom maak skoon. Trek vir die man nuwe voete, nuwe plakkies aan sy voete. Trek vir hom nuwe skoene aan. En sy pa gee vir hom 'n splinter nuwe ring. Hy sê hy ring aan sy vinger. En hy sê vir hom, jou naam is in ere herstel. Jy's weer my seun. Jy's nie meer verlore nie. Jy's nie meer 'n rubbish nie. Jy's myne, jy's terug by die huis, my seun. Soos wat jy gewaai het, so kom jy terug. Ek het jou lief meer as ooit. En dis wat ons nie altyd verstaan van hoekom God sonde haat nie. Dis daai verwydering wat dit tussen jou en tussen my bring. Of tussen hom bring. Dis daai verwydering waar hy nie sy hande om jou kan slaan nie. Waar hy nie sy goedheid aan jou kan bewys nie, want jy luister nie vir hom nie. Want as ons mos in sonde leef, dan maak ons soos ons wil. Amen? Kan ek 'n amen hoor? Dis wat sonde is. Ek doen wat ek wil. Ek wil leef soos ek wil. Moenie vir my sê nie, man, ek dink ek weet beter. Man, ek is lus vir hierdie ding, man, ek hou van daai ding. Man, dit kan nie so verkeerd wees nie. Ag man, ek dink nie dis wat die Here bedoel het nie. Hy, die Here sal verstaan. En ons verstaan nie, en almal van ons wat hier sit, is al deur dit, en party van ons lewe dalk nog in dit, die gevolge van sonde. Bo die verwydering wat dit tussen jou en God bring, is dit wat sonde aan jou en in my lewe doen. Dis wat God rasend maak. Is daai waar in Johannes 10 sê dat die vyand het gekom om te steel, te slag en te verwoes? Almal van ons kan getuig van die slagting, van die verwoesting, van die seermaak wat sonde in ons lewens bring. Ek het laasweek so 'n bietjie driftig geraak oor ons alkoholgebruik in ons land. En baie mense kan sê, "Jesus, maar jy dalk nou 'n bietjie die pap dik aangemaak." Tot jy sit waar ek sit. Kom sit in my stoel. Dan kom hoor jy die stories van wat 'n mens se lewens aangaan as gevolg van drank. As jy sien wat dit aan gesinne doen, as jy sien wat dit aan kindertjies doen, hoe dit mense finansiëel ruïneer, as jy sien hoe dat mense alles wat hulle gehaat het verloor, nie net materieel nie, hulle menslikheid, wie en wat hulle was, as gevolg van dit. En dis nou een ding wat ek ophammer, want dis die ding wat die meeste skade in ons mense se lewens veroorsaak. En ons luister nie. Ons almal ken mense wat deur dit gegaan het. Ons ken almal mense wat met hierdie goed worstel. Ons sien dit voor ons oë. En as dit jou ontstel en as dit jou kwaad, maar kan jy dink hoe voel jou hemelse Vader wanneer hy sien hoe dit ons onsself so versuip? En dis een ding. Maar wat jy vandag moet hoor is, hoe dat hierdie selfde boodskap wat gepreek was 2000 jaar terug vir daai klomp Jode, wat almal gedink het hulle leef geregtig. Want jy moet onthou, hulle almal was God se kinders, hulle was sy volk. Hulle het volgens die wet geleef, dis hoekom soveel duisende van hulle bymekaar was in Jerusalem, want hulle was getrou aan die feeste wat daar was. Hulle was daar vir die Pinksterfees, dit was 'n instelling, hulle moes daar wees.
So hulle het gedink, hulle was okay. Totdat hulle hierdie boodskap gehoor het. Totdat hulle gehoor het, maar dis hoekom julle jaar in en jaar uit moet kom feeste hou en sondeoffers moet bring, want julle maak dit nie. Julle bly teleurstel. Julle bly droog maak. Julle bly terugval en verval in julle ou gewoontes. Dis hoekom ons al hierdie offers moes bring. Ons het Paasfees nou die dag gevier. Die geskiedenisskrywer Eusebius is 'n ou wat in daai selfde tyd geleef het. En hy het neergeskryf wat alles gebeur het met die kerk in daai tyd. Hy sê op Paasfees, reken hulle, ek moet my sommige van nog onthou, op die hoogtepunt van Paasfees, het hulle plus minus 250.000 skape geslag. As hulle die somme maak en hulle sê elke skaap gee seker hoeveelheid liters bloed, dan kom dit uit op amper 1 miljoen liter bloed, wat moes vloei. Probeer daai som dink. 250.000 skape wat elke jaar geslag moes word as gevolg van die sonde van die mense. En dit kon hulle nie rein of skoon hou nie. En dis hoekom toe hierdie boodskap gepreek is, toe sê Petrus, hierdie offer wat Christus vir julle gebring het, is 'n goeie pa wat daai lam gestuur het, sodat daar vir eens en vir altyd gedeel kan word met julle sondige toestand. Met hierdie sondige kondisie wat julle julleself in bevind. En my boetie en sussie, en dis wat ek vanoggend wil doen is, ek wil nie sit en aanneem dat jy gered is nie. Ek wil hê jy moet die uitstap vandag en jy moet sekerheid hê, want party van ons kom al jare lank saam in die kerk. Party van ons het groot geword binne in die kerk. Wat se die denominasie dit ook al is. En jy dink omdat jy in die kerk groot geword het, is dit jou kaartjie hemel toe. Jy leef onder 'n valse veronderstelling. Daar's net een manier hoe jy gered kan word. Net een manier. Blaai gou saam met my na Johannes toe. Johannes 3. Skies, ek gaan julle rondchant. Ek wil net gou hierdie ding vashou dat julle kan verstaan hoekom hierdie boodskap van die sonde. Blaai gou saam met my na Romeine toe. Gaan gou na Romeine 3 toe. Gaan gou na Romeine 3 toe. Dis net so na Handelinge. Ek wil net daai punt reitereer dat jy verstaan hoe ernstig dit is. Romeine 3 vanaf vers 23. Hy sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Sê so 'n bietjie almal? Almal het gesondig. Daar is niemand, daar's nie een van ons wat voor God kan staan en sê, Here, ons is reg nie. Spring gou terug na vers 9 toe. Hoor gou wat sê vers 9. Wat dan? Het ons enige voorgaan? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al die Jode sowel as die Grieke beskuldig dat hulle almal onder sonde is, soos geskrywe is. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Want party van ons is slim en sê, nee, joh, maar ek is eintlik 'n goeie mens. Val ons wat nou lank in die kerk groot geword het. Ek is 'n goeie mens. Ek doen goeie dinge. Ek is nie 'n slegte mens, ek is nie 'n sondaar nie. Hier sê die Bybel vir jou, almal van ons het gesondig. Die maatstaf vir dit is die 10 gebooie. As jy met my wil stry of met my wil argumenteer, gaan lees gou die 10 gebooie, dan sien jy wat sê die 10 gebooie vir jou. Wie van julle ken die 10 gebooie? Wat sê hy, wat moet ons doen? Jy moet die Here jou God lief hê, jou hele hart, jou siel, verstand en jy met jou naaste lief hê soos jouself. Wat is die ander ding wat jy moet doen? Jy moet jou vader en jou moeder eer, nee. Wat nog? Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie die naam van die Here jou God ydel gebruik nie. Wat nog? Jy mag nie vals getuie lewer nie. Jy mag nie
begeer nie. So jy daai vinnige 10 van daai 10 gebooie hardloop, wie van julle is skuldig aan ten minste een van daai goeders? Verstaan jy hoekom hy sê, daar is niemand wat sonder sonde sit nie. Almal van ons is skuldig, en as gevolg van dit het jy 'n redder nodig. Blaai gou saam met my na Romeine 6 toe. Romeine 6 vers 23. Hier sê vir jou, hoekom die Here jou wil red van dit. Want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Die loon van die sonde, wat se ding is 'n loon? Wat beteken die woord loon? Dis betaling. Die betaling wat jy kry vir die sonde wat jy pleeg, is die dood. Jy kry 'n betaling. Dis wat na jou kant toe kom vir die sondige lewens wat ons leef. Is die dood. En dis hoekom hy so hard met ons hamer, want hy wil ons red. Dis hoekom hy sy genadegawe gestuur het vir die ewige lewe. Wat? 'n Ewige lewe saam met hom. Soos wat die Pa sy seun terug verwelkom het, hy wil jou vir altyd saam met hom hê. Sê vir iemand langs jou, hy soek jou vir altyd by hom. Dis wat hy wil hê. Nou kan jy goed blaai saam met my na Johannes 3 toe. Nee, ek gaan net so kort stukkie hierso lees, vanaf vers 1. Hy sê, daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam Nikodemus, die owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Stop net gou daar. Hierdie ou kom in die aand, hy kruip weg, hy wil nie die ander ouens met hom sien nie. Hy's 'n hoë top skrifgeleerde. Een vertaling sê, he was a teacher of the teachers. So hy was 'n ouetjie wat iets geweet het. Maar nou kom hy in die nag na Jesus en hy sê, Here, wie is u eintlik? Ek wil net regtig weet, wie is jy? Ons kan nie ons vinger lekker op jou sit nie. Is jy nou die Messias of is jy nie? En in sy vraag lei dit in dat, maar wat moet ek doen? As u dan nou die Messias is, en hierdie boodskap wat u vertel van hierdie koninkryk van u, hierdie nuwe lewe waar u vir ons sondes gaan kom wegvat. Hy sê, wat moet ek doen om hy lewe te kry? En hy sê vir hom, jy moet weer gebore word. Dis die enigste manier hoe ek en jy in God se koninkryk kan inkom. As jy 'n sondaar is, in ander woorde, jy doen wat jy wil, soos wat jy wil, jy luister nie vir God nie, jy rebelleer, jy slim, dan leef jy in 'n koninkryk van duisternis. Dis wat die woord sê. Kolossense sê ons leef in die koninkryk van duisternis. Want hier doen jy wat jou pa vir jou sê. So, maar wie is my pa? Die duiwel is jou pa. Jesus sê vir die Fariseërs, toe hulle na hom toe kom, toe dink hulle omdat hulle die kinders van Abraham is, toe sê hulle, nee, maar ons het Abraham as ons toe pa, toe sê die Here vir hulle, skus. Hy sê die duiwel is julle pa. Toe freak hulle totally uit. Want hoe kan dit wees? Hy sê, want julle doen net wat julle pa vir julle sê. So in hierdie koninkryk van duisternis, doen jy wat die vyand vir jou sê, jy luister na hom. Nou sê hy, die enigste manier hoe jy uit hierdie koninkryk uit kan kom is, jy moet in hierdie nuwe koninkryk ingebore word. En dis presies soos met 'n baba. Dis hoekom Nikodemus se vraag daar is, jy kan sien, hy's totaal en al gegooi. Hy sukkel om te verstaan, wat is dit wat Jesus probeer sê? Hy sê, hoe is dit as 'n mens dan oud is, vers 4, dat hy weer gebore kan word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan gebore word nie? Wat 'n logiese vraag is. Ek meen, dink jy nou self in, ons ken nou die storie, maar daai tyd sê iemand vir jou moet weer gebore word. Hy's like, wat is fout met jou? Hoe moet ek as 'n groot man weer in my ma se moederskoot ingaan? Eish. En Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.
In ander woorde, dan moet 'n geboorte hier binnekant weer plaasvind. Jou geesmens wat dormant was, jou geesmens wat toe hulle by die tuin van Eden ongehoorsaam was, het ons geesmens se koneksie met God gesterf. Hy sê daai geeskonneksie moet weer opgetel word. Dit moet weer aangesluit word en dit kan net gebeur wanneer jy Christus aanneem en hy kom maak jou lewendig hier in die binnekant. En dan praat hy van deur die water en dit is wat ons vandag gaan doen met die doop. Is dat die water reinig. Die bloed van Jesus Christus maak ons skoon. Dit was ons skoon. Maar die Jode het 'n obsessie gehad en kom uit die wet uit. Die wet moes hulle alles reinig, hulle moes alles skoon was met water die hele tyd. En die woord sê dat ons gewete moet skoon gewas word. Dat ons nie kinders van God was nie, dat ons sondaars was. So sy bloed reinig ons, maak ons heilig. Maar dan moet jy gedoop word. Dis waar die doopgedeelte inkom. Dis al hoe jy in God se koninkryk kan inkom. Jy moet weer gebore word. Hoe doen ek dit? Dit is wanneer ek die besef het dat ek 'n sondaar is, dat daar skeiding tussen my en God is, dat ek doen wat ek wil, soos ek wil, wanneer ek wil. Dis wat ek doen. Daai sonde bring 'n verwydering tussen my en God. Die enigste manier hoe daai brug oor kruis kan word hierdie kant toe is, ek moet die offer wat gestuur is, moet ek aanneem. Ek moet dit wat vir my gestuur is om my hier uit te kry, ek moet hom aangryp. As ek hom aangryp, sê Johannes 1 vers 12, hy sê dat hulle wat Christus Jesus aangryp, wat hom aanroep, wat glo in hom, hulle sal die reg hê om kinders van God genoem te word. So wanneer ek daai prys wat vir once and for all gestuur is vir my, as ek hom aanneem en sê, Here, vergewe my. Ek bely, want dis wat Jesus gesê het, hulle moes preek. Preek die belydenis van jou sonde. Repentance. Bely dat jy 'n sondaar is. Ek is verlore, ek is op pad hel toe, ek het 'n redder nodig. En dan red my. Hy wat uitroep. Here, red my. Hy wat besef ek is besig om te verdrink in my sonde. Ek is verlore. Here, red my. Daai woordjie redding is 'n Griekse woordjie sozo. Sê so 'n bietjie sozo. Wat beteken dit? Kom ek gou vir jou slim raak as jy nou iewers saam met iemand sit en jy wil nou die braaivleis gesprekkie so 'n bietjie aanvuur, dan sê jy vir die ouens, hoorie man, kan ek vir so 'n bietjie met julle praat oor sozo? Nie so lou nie, sozo, nê? Kom ek net gou hierso kry. Hoor wat beteken dit? Hy sê it means to rescue, it means to heal, it means preservation, and it means wholeness. Daai gedeelte in Handelinge 2, wat Petrus preek, sê hy vir die mense, word gered uit hierdie bose geslag uit. Word gered. Rescue. Hoekom? Want jy's in 'n bose koninkryk, saam met bose mense, uit hierdie bose geslag uit. You've got to be rescued out of that. Dis soos iemand wat besig is om te verdrink in die see, en hy's in 'n krisis en hy is in nood. Wat is die eerste ding wat jy doen as 'n stroom jou insleep, en jy kan jouself nie meer help nie, en as niemand om jou nie, wat doen jy? Nou, dat is altyd so grappig, wie die ouens vertel dat, as daai lifesaver een van ons kerk se mense is, of 'n pastoor is, en 'n ou maak so, dan gaan iemand sê, sak daai hand broer, ek sien hom. Maar almal van ons weet, as iemand in die see so te kere gaan, dan weet jy, iemand is in die moeilikheid, hy moet gehelp word. En wie roep ons gewoonlik eerste? Die lifeguard. Hoekom? Because he's qualified. Hy's gekwalifiseer. Met sy klein tinnerige seëninge lyfie, het ek al gesien hoe dat daai lewensredders groot volwasse manne uit die see uitbring. That's what it means to be rescued. I'm busy drowning, I'm busy dying in my sin, I need someone to rescue me. Want as ek in hierdie toestand sterf, sal ek waaragtig hel toe gaan. Dis hoekom die duiwel so hard werk om jou en my te kry om in hierdie sondige toestand te bly. Rescue. Sozo. Jy moet gered word. En dan as jy gered het, dan gebeur nie net die redding nie, dan kom 'n genesing. Dan begin hy ons gesond maak van die gevolge van die sonde wat in ons lewens plaasgevat het. Dis dan wanneer hy kom en hy ons aan mekaar sit, soos wat hy met die lammetjie doen.
en hy bandage hom op, en hy trek hom nader, en hy maak hom gesond, en hy maak seker hy word weer heel. It's to preserve him, and to make him whole again. So dis nie net hy red ons uit die sonde uit nie, as hy ons klaar gered het, dan is ons in hierdie koninkryk, en dan soos wat hy sy seun herstel het met die ring, en met die kleed, en met die nuwe skoene, en met die vetgemaakte kalf, dis wat hy vir ons wil doen. Maar kerk, wat ek vanoggend by jou wil los is, soos met daai mense daai tyd is. Ek wil vir jou hierdie selfde boodskap bring en vir jou sê, is jy seker jy is gered? Het jy al wedergeboorte ervaar? Is jy al gedoop? Want die vrug van wedergeboorte is dat ek nou agter Jesus Christus aanloop. Ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Ek is vrygekoop, ek is losgemaak van dit. Nou maar daardie vrug van bekering moet in my lewe sigbaar wees. As 'n kind van God is, die eerste opdrag wat hy vir my gee is, laat jou doop. Onthou julle dis wat hy vir die mense gesê het? Wat moet ons doen? Bekeer julle en laat julle doop. Hoekom? Sodat julle skoon en rein kan wys julle skoon gewas. Nou het ons mense wat jarelank in die kerk sit, maar is nog nooit gedoop nie. Ja, weet jy Dion, ek is nog nie oortuig nie. Dis nie 'n ding van oortuiging hier, dis 'n ding van gehoorsaam. Dis so goed jy sê vir my, weet jy Dion, ek wag nog vir die Here om my te oortuig dat ek my vrou moet lief hê. Rarig, dis hoekom party ouens so rondloop deur die lewe. Bla 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 bla. Hy is so bang hy hoor die Here wat vir hom dit sê. Ouens, is 'n stap van gehoorsaamheid. As jy die eerste opdrag nie kan gehoorsaam nie, hoe gaan jy in die ander goeters gehoorsaam wees? En dis hoekom ek en jy moet besef, hoekom heiligheid in God se oë en sy koninkryk so belangrik is vir ons. Is ons moet in daai toestand van heiligheid bly. Hoe doen ons dit? Deur om gehoorsaam te wees. Deur om te doen wat ons geroep is om te doen. En dis wat met die eerste kerk gebeur het. Ons gaan volgende week gaan ons verder gaan. Die eerste kerk het gereageer, hulle het gedoen wat Jesus vir hulle gesê het. Dis hoekom die kerk so ontplof het. Dis hoekom mense se lewens so verander was. Want hulle het geluister. En kerk van God, dis waar ek en jy moet toets. Anders jy vanoggend hier sê ja nee Dion, ek is kind van God. Is jy gehoorsaam? Doen jy wat jou pa vir jou sê om te doen? Is jy besig met jou pa se besigheid? Leef jy heilig? As jy dit nie doen nie, dan trek ek vanoggend jou sogenaamde redding in twyfel. Nie op grond van my opinie of mening daarvan nie, maar op grond van die standaard van God se woord. En dis hoekom Paulus deur die Bybel gedurig met al die nuwe kerke en die nuwe gemeentes praat hy met hierdie ouens oor, hey, kry klaar met julle sonde. Hy sê dit is hy wat volhard tot die einde, sê Jesus, wat gered sal word. Matteus 24. Volhard tot die einde. Nou hoor ek as ouens deesdae op die TV wat hierdie goed nou preek van as jy een keer gered is jy okay. Jy is nou seun van God, jy kan nie jou redding verloor nie. Jesus ouens, dis nie wat ek lees as ek sien wat Paulus vir hierdie gemeente skryf nie. Hy's gedurig besig om hulle aan te moedig om in heiligheid te leef. Jy wat in my is, wat nie vrug dra nie, jou sal uitgekap word en jy sal weggegooi word. Jy sal verbrand word. Johannes 15, wat sê dit anders? Hy soek vrug by ons. As ek sê ek is kind van God, moet daar vrug van bekering in my lewe wees. En dis wat hy by jou soek, my boetie en sussie. En dis hoekom ek volgende hierdie boodskap wil aflewer, nie om jou onder veroordeling te bring nie, maar vir jou om seker te maak, as jy hier uitstap vandag, dat jy sekerheid het, is jy kind van God. Is jy regtig gered? Luister jy vir God? Gehoorsaam jy sy woord? Loop jy agter hom aan? Of maak jy maar nog steeds, jy lyk soos Dani Gerber, jy kan dodge and die, nee? Jy kan sidestep. En ek sê dit met die grootste liefde en met die grootste deernis. En dis hierdie goedjies wat Jesus geleer het, wat gesê het, breed is die pad, wat na die verderf lei. Hy sê, maar smal is die pad, wat na die ewigheid toe lei. En dan sê hy hierdie laaste gedeelte. Hy sê, and there are few that find it. Dis min mense wat dit kry. Dis min mense wat luister en hoor wat Jesus sê. So ek maak klaar en ek vra jou vanoggend,
Het jy al wedergeboorte ervaar? Is jy al in God se koninkryk ingebore? Of hou jy nog steeds besig met hierdie koninkryk van duisternis se lewenstyl? Hy het gekom, ons soos die verlore seun sit hy op die stoep en wag, en hy roep jou terug na hom toe. En hy bly ons roep na heiligheid toe. Hebreërs 12 vers 14 sê, sonder heiligmaking kan niemand God sien nie. My boetie en sussie, you will not see God if you do not live holy. En jy kan net heilig leef as jy binne in Christus is. Het jy al met jou mond daai belydenis gemaak? Hoor wat sê Romeine 10, en dis my laaste skrif. Sally, wil julle nie vir ons asseblief net gou op hy klavier spring? Hoor gou wat sê Romeine 10, hoe gebeur dit? Romeine 10 vers 8 sê, maar wat sê dit? Naby jou is die woord. Hierdie woord is in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Hy sê hierdie woord van Christus, se goeie nuus, se verlossing en van vrymaking, hy sê dit het naby aan julle gekom. Nou sê hy, as jy met jou mond die Here Jesus Christus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewerk het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid. In ander woorde, ek hoor hierdie woord, ek hoor ek is 'n sondaar, ek hoor ek is verlore, ek is nie reg voor God nie. I'm going to stand before God guilty because of my sins. There's separation between God and myself. Met my hart glo ek dat Jesus het die prys betaal om my reg te maak. Sy bloed het my skoon gewas, nou staan ek reg voor God. There's no more separation. Because he has justified me. Hy het my gereinig, skoon gewas. Ek is nou reg in sy oë. Met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê elkeen wat in hom glo sal nie beskaam word nie. Het jy al met jou mond bely? Het jy al met jou mond bely tot redding en gesê, Here Jesus, kom red my. I repent, vergewe my van my sondes, vergewe my van my stubbornness. En ek praat met jou kerkganger, ek wil nie sê Christen nie. Ek praat met jou as kerkganger volgende. Don't be deluded. Moenie onder die wanindruk sit volgende nie. Maak seker dat jy by die kerkbanke wakker sit, of warm sit, dat jy gered is. Have you been baptized? Het jy Christus al deur die doopwater, het jy al publieke belydenis gemaak en gesê, kyk ouens, ek kry klaar met Dion van Sail, sy ou sondige maniere, my eie wil, my eie sin, ek is klaar met dit, hier in die publiek gaan ek vandag 'n bewys gee, dat van nou af is ek 'n volger van Christus Jesus, watch my, watch my, watch my, kyk, ek sterf saam met hom, hierdie is my begrafnis, en as ek uit die water uitkom, dan kom ek uit as 'n splinter nuwe mens saam met Jesus Christus. Have you done that? Of sit en redeneer en sit en wag jy nog? Don't be foolish. Don't be foolish. Luister as die Gees van die Here vanoggend met jou praat. Ek gaan jou vra om die oë te sluit net daar waar jy sit. En jy sit miskien vanoggend en jy voel soos daai eerste kerkse mense en sê, Dion, wat moet ek doen? Wat moet ek doen om gered te word? Terwyl jy in jou bank sit, wil ek jou vanoggend gou net 'n storie vertel. Dan kom staan gou by my. Kom staan. Jy oop en kyk gou vir my. Tannie Rina, draai gou om. Sy word 91 jaar oud hierdie jaar. Sy getuig, kan ek die getuienis vertel? Sy getuig nou die dag hier by ons, Dinsdag aand terwyl ons by die kerk by mekaar kom. 2 jaar terug lê sy op haar sterfbed. Haar kinders kom ingevlieg, almal kom om te groet. Sy gaan. Tannie Rina se man was 'n predikant geweest.
Sy lê en sy sê, Here, ek is reg, kom haal my saak is reg met U. En sy vertel die Here, kom haal haar nie. Hy wil haar nie hê nie, sê sy. En sy verstaan nie hoekom dit nie gebeur nie. Here, hoekom kom haal U my nie? Ek is reg, ek kan gaan. En sy getuig nou die aand hierso. Dis nou 2 jaar later. En sy kom hier by Marelle, hulle bly. En sy is hier by ons in die gemeente en sy hoor hoe dat die Here praat en sy hoor hoe dat die Here praat en sy hoor hoe dat die Here praat. En so 'n paar weke terug op 'n Woensdag aand met 'n opleiding vir geen ander rede as ons praat oor 'n hele ander tema en die Here sê daai aand vir my praat die Here net met my oor die doop. En ons begin oor die doop praat. Ek weet nie hoekom nie, want dit was nie 'n doopopleidingsaand gewees nie. En aan die einde van die opleiding staan sy op en sy kom en sy sê vir my, Dion, ek wil gedoop word. Ek moet my laat doop. Ek moet my laat doop. Ek besef ek moet my laat doop. 90 jaar oud. Jy's nooit te oud om by Christus Jesus uit te kom nie. Jy's nooit te oud om hom as jou persoonlike verlosser te ervaar en te beleef nie. Sy's Woensdag aand, sy terug by die kerk. Terwyl van julle almal lekker voor julle TV sit, kom hierdie 90-jarige tannie in die koue uit en sy kom saam met ons voor die Here wag. So net terloops. En sy kom en ons bid vir mense vir doop in die Heilige Gees. En sy sê vir Marelle, hulle moenie met hierdie storie kom van hierdie snaakse tale by my nie. Wat is hierdie storie van snaakse tale? En dan Irina kom uit en Karen hulle bid saam met haar, terwyl hulle saam met haar bid, doop die Here haar met die Heilige Gees en begin in haar hemelse taal praat. You're never too old. Jy's nooit te oud, jy's nooit te ver weg van hom af. Maar pas op dat jy nie te slim is nie. Pas op dat jy nie te dink jy's reg met die Here en jy mis dit dalk nie. So dan Irina, jy's vir ons 'n verskriklike aansporing. Ek het net gevoel ek wil dit deel. Dat ons mense kan hoor op hierdie ouderdom dat Christus jou nog steeds kan red. Amen. Nou kan julle julle oogies toemaak. Dan Irina kan gaan sit. Jesus sê, wat baat dit 'n man as hy die hele wêreld het? Sy met sy rykdom alles bymekaar gemaak het wat hy wou gehaat het. Alles gedoen het wat hy wou gehaat het. En hy self voldaan. En hy sterk en hy het niks en niemand nodig nie. En jy sterf sonder God. Hy sê, wat sal jy dan gee as 'n losprys? Heilige Gees, ek bid dat U met U kerk praat. Dis nie my werk om te oortuig nie. Ek lewer net hierdie boodskap af. En ek weet die rede hoekom U met U kinders praat is omdat U versoening wil hê. Is omdat U wil hê U kinders moet wedergeboorte ervaar. Hulle moet reg by die koninkryk inkom deur geboorte, Here. En vanoggend as jy van die kinders is, wat se saak nog nie met U reg is nie, wat godsdienstig is, wat kerkgangers is, sê ja, Dion, ek glo, Jakobus sê ja, die duiwels glo ook, en hulle sidder. Om te glo beteken dat ek moet reageer op die boodskap wat ek gehoor het. En daai boodskap is naby aan julle vanoggend. God se wil is dat niemand van julle verlore sal gaan nie, maar dat almal van julle gered sal word. There's no sin that can separate you. Daar's niks wat jy kon gedoen het wat die Here nie kan vergewe nie. Maar hoor vanoggend hoe dat hy vir jou sit en wag. Hy sit hier op die stoep en hy wag en hy sê, kom na my toe, almal van julle wat vermoeid en belas is. Maar as jy sit vanoggend en jy besef ek het 'n redder nodig, dan wil ek jy roep net uit na hy redder toe en sê, Jesus, kom red my. Steek net jou handjie op en sê, Jesus, kom red my asseblief. Ek besef, Here, ek is maar eintlik 'n sondaar. Ek besef ek leef maar eintlik soos wat ek wil. Ek doen maar eintlik wat ek wil. I'm busy building my own kingdom. Kom ouens, luister na die Heilige Gees se stem. Reageer vanoggend as hy met jou praat, Here, kom red my. I want to be born into this kingdom. Ek besef ek is verlore. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. En daai ouens het jou hand op is terwyl almal se oë gesluit is, jou hand opgesteek is, dan gaan ek jou vra om hierdie eenvoudige gebed te doen, want nou moet ons bely. Nou bely jy en jy bid net agter my aan en jy sê, Here Jesus, vergewe my van my sondes.
Ek besef daar's 'n verwydering tussen U en my. En ek besef, Here, die betaling wat ek sou kry vir hierdie sonde van my is die dood. En daarom vra ek vanoggend dat U my sal kom vergewe. Kom was my met U bloed. Kom reinig my. Kom heilig my. Ek wil van vandag af kind van God genoem word. Here, en dankie dat U woord sê, dat as ek U aanroep, sal ek gered word. En dan vat U my sondes, U gooi dit in die diepste see, en U dink nooit weer daaraan nie. En er sit 'n groot bord op wat sê, no fishing. U sal nooit weer aan my sondes dink nie, Here. Maar dan moet ek van vandag af my laat doop, en ek moet agter U aanloop. Ek moet in U bly, en ek moet vrug dra. En dit is wat ek vanoggend vra U vir my kom doen. En ek sê dan vir U dankie dat U my gered het. Dankie dat ek van vandag af 'n splinter nuwe identiteit het. Ek het 'n nuwe ring gekry, Here. En hierdie nuwe ring sê dat ek is kind van God. Amen. Glo jy dit? Die Bybel sê as jy daai belydenis gemaak het, het jy kind van God geword. Jou volgende stap is, laat jou doop. Begrawe daai ou mens. Get rid of him. En dis wat ons volgende gaan doen. Julle ouens wat hier sit, wat hierdie gehoor het, maak asseblief seker, jy's by die volgende doopgeleentheid. Met die volgende doopgeleentheid, ouens, van ons hierdie doopbad, moet ons net 'n doopdiens kan hou. Soveel van ons mense moet daar wees. Amen. Jy gaan vandag hier uitstap en jy gaan nooit weer kan sê, Here, ek het nie geweet nie. Jy sal nooit weer daai voorreg hê nie. Amen. Ek gaan ons doopkandidate vra, wil julle nie almal hier by my kom staan nie, asseblief? Al ons mense wat gedoop word. Jackie, waar is jy? Hierdie mense almal het gesê, I have decided to follow Jesus. Jesus, ouens, is dit nie 'n mooi prentjie nie. En die belydenis wat hulle gemaak vandag is, om te sê, ons erken voor almal, dat ons ophou leef vir onsself, en dat ons Jesus nou as ons meester volg. 'n Belangrike ding om te besef is, ouens, is dat as jy kind van God geword, dit beteken nie jy hou opworstel nie, dit beteken nie jy hou opsukkel nie. Deel van sou betekenis, dis hoekom hy daar is om jou te help, om jou terug te sit aan mekaar. So hierdie is die nuwe proses waar jy vir Jesus Christus nou die reg gee om te begin om gesond te maak, om jou te help in daai moeilike paaie wat jy nou instap. Maar dat jy van vandag af sê, Here, ons gaan heilig leef vir hom. Amen. So ek gaan julle vra, steek net julle hande saam met my uit. En kom ons seën hulle nie. Hemelse Vader, dankie vir hierdie broers en susters wat in U koninkryk ingebore was. Wat nou in U koninkryk instap, en Here, wat nou hierdie nuwe lewe saam met Jesus Christus gaan betree. Ons is opgewonde, ons wil sien hoe hulle groei, ons is daar om hulle te help, ons is hier om hulle laste te help dra, ons is daar om hulle te help op hierdie nuwe pad in hierdie koninkryk. En Here, mag hulle die liefde van Christus in ons almal se harte ervaar. En Here, mag hulle vrug dra. Mag dit wat hulle van Christus ervaar, mag hulle nooit stil bly daaroor nie, mag hulle dit nooit vir hulle self hou nie, mag hulle gaan en hierdie goeie nuus gaan verkondig oral waar hulle kom. Is ons gebed in die naam van Jesus Christus. En almal sê, Amen.